Waar was Jesus 3 dae lank gewees? Vandat hy gekruisig het, totdat hy opgestaan het. Waar was hy? En ek wil iets baie duidelik maak. Ek is nie een van hierdie slim mense wat die woord so uitlê nie, en wat boeke skryf en dinge doen nie. Dit wat ek gaan sê is maar net my eie beskeie mening soos ek lees en die Heilige Gees ervaar, soos ek deur die gedeeltes van die hel geloop het. Jy kan natuurlik en jy mag verskil en is reg so. Onthou net wie ons helper is, nê? Dit is die Heilige Gees, want die Heilige Gees is ons eksegeet en hy lei ons. Wat ek wel baie goed weet en baie goed besef is dat niemand, maar niemand presies kan sê of verklaar wat vanaf die oomblik toe Jesus in sy graf neergelê was, tot en met hy weer die eerste keer gesien was, weet nie. Maar wat ons wel weet, is wat ons in die Bybel kan lees, oor wat Jesus se laaste woorde aan die kruis was, as ook Jesus se eerste woorde na die 3 dae. Jesus se laaste woorde aan die kruis was dit gewees, Lukas 23:46. Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy sy laaste asem uit. En dan natuurlik Jesus se eerste woorde na sy opstanding daar in Johannes 20:15-18. Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? En toe in vers 16 hoor ons in die ou vertaling, Maria. Die eerste mens aan wie Jesus weer na 3 dae verskyn, was nie aan sy aardse moeder nie, of Johannes wat met sy kop op Jesus se boesem gelê het nie, of aan sy disippels nie. Nee, die eerste mens wat Jesus toe weer gesien het, nadat hy die graf opgestaan het, was Maria, daar in Lukas 7:36-50. En dit beskryf Maria as die vrou uit wie Jesus 7 demone genees het. Maria was die eerste wat die opgestane Christus ontmoet en gesien het. En dan die vraag wat opduik, as Jesus aan Maria, wat sy voete met haar trane gewas het en met haar hare afgedroog het, daar in Johannes 20:17 gesê het, Maria, moenie aan my raak nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. So ons kan sien, Jesus het nog nie opgevaar nie. Maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar nou op na my Vader en julle Vader, en sê vir hulle, en my God en julle God. En toe, die Sondag aand, skielik staan Jesus tussen die disippels, maar al die deure was gesluit, daar in Johannes 20:19. Dus, waar was Jesus die 3 dae gewees? Nou, die hel is 'n woord wat elke Christen goed ken, maar dit kan so onskuldig, verkeerdelik verstaan en dan weer oorgedra word na 'n ander. Voor iemand sommer net van die hel praat, moet 'n mens seker maak wat die woord hel oor sekere aspekte en dinge sê nie. Die Bybel leer ons oor die verskillende terme wat die Bybel gebruik vir hemel, die hel, Sheol, Hades, Gehenna, die vuurpoel, die paradys in Abraham se boesem. En ek wil net sê, dit is 'n onderwerp van baie debatte wat tussen baie geleerdes ontstaan, en dit kan baie verwarrend wees. Baie kerkdenominasies bely elke Sondagoggend, hulle glo in Jesus wat ter helle neergedaal het. En wat sê die predikers hiermee? Was Jesus regtig in die hel gewees? Ons kom tot die gevolgtrekking dat die Bybel nie heeltemal duidelik is oor wat presies met Jesus in hierdie 3 dae tussen sy dood en sy opstanding gebeur het nie. Daar is egter een ding wat baie beslis nie te betwyfel is nie, en wat ons wel 100% seker van kan wees,
En dit is dat Jesus nie mense 'n tweede kans tot verlossing gee of gegee het nie, of sal gee nie. Lees ons in Hebreërs 9 vers 27. En ek sê weer, daar is nie, na my eie mening, regtig 'n definitiewe, duidelike antwoord op wat Jesus vir die 3 dae tyd tussen sy dood en sy opstanding gedoen het nie. Dalk is dit maar net een van die talle verborgenhede wat ons eers sal verstaan wanneer ons eendag verheerliking sal bereik. Kan dalk môre wees, né? Is jou saak met die Here reg? Goed. Mense sê na Jesus gesterwe het, is hy hel toe. En ek vra jou nou, antwoord jouself. Stem jy saam met dit? Stem jy saam met die stelling dat Jesus ter helle neergedaal het? Wel, al wat ek kan sê is dat die spesifieke sinsnede ter helle neergedaal het. Dit kom nie in die Bybel ten opsigte van Jesus voor nie. En dalk stem iemand nie met my saam nie en ek verstaan dit. Maar dink 'n bietjie eerlik by jouself. Waar het jy gehoor dat Jesus ter helle neergedaal het? Waar het jy dit gehoor? Met ander woorde, dat Jesus hel toe is nadat hy gesterwe het. Dan wil ek jou iets sê. Dit moes by 'n ander Christen, 'n prediker of in die kerk iewers gewees het, miskien 'n bidhuur of 'n selgroep. Want jy self het dit nog nooit in jou eie Bybel gelees nie en moet nou asseblief net nie 1 Petrus 3 vers 18 tot 21 voor my hou nie, want Petrus verkondig hier verlossing en hoop, omdat Christus oorwin het. Ja, Jesus het wel helse smarte gelei. Sy hele lydingsweg word hierin opgesom, volgens Jesaja 53 vers 5, Matteus 26:38 en in Hebreërs 5 vers 7. Die diepte van sy lyding was die Godverlatenheid wat hy op Golgotha beleef het, Matteus 27:46, om geen toegang tot God te hê nie. Dit was sy volkome offer, om ons met God te versoen, sê 2 Korintiërs 5 vers 21. Die algemene denke van baie Christene was dat iemand wat sterf se siel na die doderyk toe gaan, en dis reg, ja. Maar as jy, as wedergebore kind van God sterwe, is dit waarna toe jou siel gaan? En dan wag op die oordeelsdag? Nee, dit is nie waarna toe jou siel gaan nie. Luister mooi, die Nuwe Testament skrywers, en veral Johannes daar in Openbaring, vertel dat alle wedergebore geredde kinders van God, by God in die hemel is, en nie in die doderyk wag op die oordeelsdag nie, op die groot wit troon oordeel nie, volgens Openbaring 6 vers 9 tot 11, en ook Openbaring 20 vers 1 tot 6. Die ongelowiges word by die wederkoms opgeroep vir die oordeel, Openbaring 20 vers 11 tot 15, en daarna word hulle in die hel, die poel van vuur gegooi, Openbaring 20:15. Nou waarvandaan word hierdie verdoemde siele opgeroep? Daar in Openbaring 20 vers 13, luister bietjie, ek lees vir jou. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was, en oor elkeen van hulle is geoordeel volgens wat hy gedoen het. Toe is die dood, nee, hy sê, toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel, Openbaring 20 vers 13 en 14. Die vuurpoel is die hel, waar siele na die wit troon oordeel en God se oordeel ingegooi sal word. Nou vra ek, was Jesus in hierdie hel, die vuurpoel, wat in swaal brand die hele tyd? Nee, daar is geen bewyse vanuit die Bybel dat Jesus in die hel was nie.
In die Nuwe Testament word die woord geeste gebruik om engele of demone te beskryf. Nie menslike wesens nie. En wat meer is, nêrens in die Bybel word daar aan ons vertel dat Jesus die hel, die poel van vuur en swaal besoek het, soos beskryf in Openbaring 20 vers 10. In Handelinge 2 vers 21 lees ons dat Jesus na Hades toegegaan het. Maar Hades is nie die hel nie. Jesus se liggaam het nooit vergaan nie. Handelinge 2 vers 31. Die woord paradys word sinoniem gebruik vir die hemel. 2 Korintiërs 12 vers 3. Openbaring 2 vers 7. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Lukas 23:43. En Abraham se boesem, die rykman en Lazarus, word ook as 'n sinoniem vir hemel gebruik. In die Hebreëus en die Griekse skrif word die woord Sheol, Hades, gebruik om die doderyk te beskryf. Die doderyk is nie die hel nie, dis 'n wagplek. Sheol, Hades, dit beteken eenvoudig die plek van die gestorwenes of die plek van die siele wat uit hulle vleeslike liggame vertrek het. Hier in Sheol, Hades is slegs die ongeredde mense wat wag op die wit troon oordeel met Jesus se wederkoms. En die Nuwe Testament is 'n Griekse ekwivalent van Sheol, is Hades, wat 'n algemene verwysing is na die plek van ongeredde siele, waar 'n rekenskap van hulle geëis sal word. Dit is nog nie die hel, waar verlore siele vir altyd ingegooi sal word, na God se oordeel, waar swaal en vuur brand, en siele gepynig word vir altyd nie. Dit is ook die plek waar jy 100% sekerlik nie wil wees nie. Die Griekse woord Gehenna word in die Nuwe Testament vir hel gebruik en word afgelei van die Hebreëse woord Hinnom. Skrifte in die Nuwe Testament dui aan dat Sheol, Hades 'n tydelike plek is, waar siele gehou word in afwagting vir die finale opstanding met Jesus se wederkoms en sy oordeel, en daarna in die hel, waar swaal en vuur brand en hulle vir ewig sal martel, gewerp sal word, want niemand kry 'n tweede kans op bekering nie. Nie jy of enige iemand wat jy ken nie, maar die siele van die regverdiges. Waar is hulle tuiste dan, as dit nie in Sheol of Hades is nie, of in die hel is nie? Waar? Hulle, dis nou na Jesus se hemelvaart, gaan direk na hulle sterwe, in die teenwoordigheid van God in, soos ons alreeds in Openbaring 6 vers 9 sien, en ook in Openbaring 20 vers 4. Dit is die siele onder die altaar. Daar is die siele van die mense, God se kinders, wat afgesterwe het. Die vuurpoel, wat in Openbaring 19 vers 20 en 20 vers 10 en vers 14 tot 15 genoem word. Dit is die finale hel, die plek van ewige straf vir alle onboedvaardige rebelle, beide die engele, demone, die duiwel en ongelowige mense wat gaan brand en op hulle tande gaan kners as dit te laat is. Matteus 25:41. Die hel word beskryf as 'n plek van onblusbare vuur, en hulle wat daarin gaan wees, beleef ewige, onuitspreeklike pyniging van 'n onverbiddelike aard. Lukas 16 vers 24 en Markus 9 vers 45. Hulle wat vir Christus verwerp het en wat in die tydelike verblyfplek van die gestorwenes is, Hades, Sheol, het die vuurpoel as hulle finale bestemming gekies. Hulle het dit self gekies en dit sal gesien word met Jesus se wederkoms. Maar dan is dit te laat vir bekering. Hulle wie se name egter in die boek
Dis nou die eerste boek, nee, onthou daar was 2 boeke van die lam, hoef geen vrees te hê vir hierdie aaklige noodlot nie. En wat betref die gedagte wat leef by sommige mense, dat ons eers in die doderyk in die graf wag op die koms van Christus, in 'n soort van 'n slaap, dit kan nie aanvaar word nie, dit is nie so nie. Wanneer ons sterf, gaan ons in 'n geestelike dimensie in, waarin tyd en ruimte nie meer bestaan nie. En daarom is dit nie so belangrik wanneer Christus kom nie, maar wel dat hy kom, omdat ons oordeelsdag aanbreek, die oomblik wanneer die mens sterf en tyd ophou bestaan. Nou wat kan ons met sekerheid van Jesus direk na sy sterwe glo en aanvaar? Presies wat Paulus geskryf het, daar in 1 Petrus 3 vers 18. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die Gees. Jesus sê mos aan die kruis, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Maar die oomblik toe hy die dood opgewek staan, het sy gees weer eens die volle kameraadskap met sy Vader opgeneem. En in Handelinge 2 vers 31 lees ons wel, dat Jesus in die doderyk, Hades Sheol was, maar nie aan die doderyk oorgelaat was, of dat sy liggaam vergaan het nie. Hades is nie die hel nie, maar die tydelike plek waar ongelowige siele na die dood op die finale oordeel van God wag. Hierdie onderskeid is in Openbaring 20 vers 11 tot 15 duidelik. Vir verlorenes is Hades 'n tydelike plek van afwagting op die oordeel van die hel. Opsommend kan ons sê dat die Bybel sê nie vir ons direk, en dit wys ons nie regtig dat Jesus in die hel was nie, maar antwoord jouself hierdie vraag. Hoekom sou Jesus hel toe gaan, as daar nog niemand in is of was nie? Want alle gestorwenes, wat eers voor die wit troon moet verskyn, is nog in Hades, tot Jesus weer kom met die groot wit troon oordeel. Dan sal baie die hel in al sy volheid ontvang. In Openbaring 20, 11 tot 15, die hel, dis die vuurpoel, dit is die permanente en die finale plek van oordeel vir die verlorenes. Hades is 'n tydelike plek. En die King James sê, his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. Die antwoorde op hierdie vraag sal ons in die volgende gedeelte bespreek, want tyd het ons nou ingehaal. Seën, vrede en genade vir jou geliefde kind van God. Amen.